Ok, vanaand is les 5 en is interessant hoe vinnig hierdie tyd gegaan het. Op 'n stadium het ek gedink, joh, hierdie ding moet nou begin en ek moet by al die dingetjies uitkom en hoe ook al. En nou is ons al by 5 en volgende week is 6 en dan maak ons klaar. So, ja. By bring 'n braai. Is reg ons Sarel, ons sal by oom wees. Dan in Caesarstraat, né? Okay. Kom ons bid. Hemelse Vader, U wat allerheilig is. You are the ultimate God, the only God. Vir U sing die engele onophoudelik en roep U naam uit omrede U goed is. Dankie vir U genade en U voorspoed. Soos die engele aanhou om halleluja, halleluja, halleluja te sing. Want hulle sien die heeltyd 'n nuwe kant van U. So wil ons op aarde ook aan mekaar halleluja sing. Gee ons 'n nuwe halleluja oomblik hier op aarde, liewe Vader, soos van niets af U kan dien. Met 'n nuwe kant wat ons van U sien. U is die Alfa en die Omega. U is alomteenwoordig. Geloof U naam, die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. So, prentjie tyd, voor ek begin. Op 'n stadium, een Vrydagoggend, sit die woord galaxy die hele tyd by my vas, op pad kerk toe. En ek vra vir die Heilige Gees, maar wat is dit? En ek kom hier aan en ek is altyd maar 'n bietjie vroeg, en ek Google 'n bietjie om te kyk, wat sê hulle rondom dit? En op daai stadium was dit, en ek wil dit gebruik om vir julle te verduidelik, hoe spesiaal elke ene van ons is. So, 'n galaxy is eintlik maar dit wat ons van weet, wat rondom ons aangaan. Die aarde, die ander planete wat ons al van weet, die son, die maan, en die sterre sover as wat ons maar nou ken. En ek dink as jy nou vanaand onder die sterre gaan lê en jy kyk op, dit wat jy nou maar kan sien. Ek sou sê as 'n eenvoudige term, dis 'n galaxy. En ek gaan kyk toe, maar hoeveel galaxies is daar? En Google sê vir my, daar's iewers tussen, en ek dink nie hulle is heeltemal akkuraat nie, want hulle is nog nie heeltemal seker nie, maar iewers tussen 'n 100 biljoen en 2 triljoen galaxies. Nou dit is, ek dink nie ons kan besef hoe groot dit is nie. En ons een God wat dit gemaak het. En oom is 100% reg. Hoe klein is ons in verhouding met dit alles? Maar soos julle weet, ons is die enigste lewende planeet. En die enigste lewende mense, as ons nou daai vorm kan gebruik. Julle weet tog dat iets soos 'n stoel of 'n skilpad of 'n huis of hoe ook al het nie 'n keuse nie. Maar ons het keuses. Ons kan 'n keuse maak. Maar ons is die enigstes vir wie God daai geleentheid gegee het om 'n keuse te maak. En ons wat hierso sit het die keuse gemaak om hom te dien. Nou dink nou net vir jouself, die ander kant van dit is, wanneer ons wat kleiner as minute is, in verhouding met hierdie groot skepping wat hy gemaak het, sodra ons monde oopmaak of vanaand gaan stil raak, en ons begin met hom in kommunikasie tree, dan wil ek amper sê, dan spits hy sy ore, want hy wil luister wat sy kinders sê. Hoe wonderlik is dit, dat uit hierdie massa skepping, hy hoor wanneer ons praat, wanneer ons bid. Dit is hoe spesiaal ons is. So, vanaand wil ek met julle gesels oor die karakter van Jesus. Skiet, ek kan nie die draadjie regkry. En ons is natuurlik, om Johan het eintlik baie mooi verduidelik een Sondag oor
dat ons is nou eintlik verloof aan Jesus. Toe ons gekies het om hom te volg, het ons sy bruid geraak. Hy is die bruidegom, hy kom eendag om ons te kom haal. En intussen tyd moet ons kommunikeer met hom. Ons almal weet tog dat in 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou moet daar kommunikasie wees, anders is daar chaos. So ons moet kommunikeer met ons bruidegom. Ons moet praat met hom, ons moet vra, ons moet gee en ons moet dien. Hy ken ons ver beter as wat ons hom ken, korrek? Hy weet tog wat ons nog gaan bid, nog lank voordat ons mond oopgemaak het. Maar hoe ken ons hom? Ken ons hom regtig soos wat hy ons ken? So, wat ek eintlik probeer sê is, van ons kant af moet ons daai effort insit, om daai verhouding te bou. Want hy ken ons, maar ons ken nog nie heeltemal vir hom soos wat hy wil hê ons moet hom ken nie. En natuurlik in 'n verhouding wanneer daar twee partye is, man en 'n vrou wat nie dieselfde is nie, dan word daar gebots. So as ek en Jesus wat nou in 'n verhouding is met mekaar, nie dieselfde is nie, dan gaan ons tog ook bots, korrek? So, en hierdie hele lesse waarmee ons besig is oor die gebed, ja, word nou gestel as leer my om te bid, maar dit gaan oor verhouding bou met die liewe Vader. Want ons wil dit verbeter, sodat ek nie op die punt kan kom, of op die punt kom waar ek met hom bots nie. Ek wil tog met hom saamstem, sy siening moet my siening wees, sy dade moet my dade wees. En dis nou waar Matteus 5 inkom. So julle kan vanaand so toe blaai as julle wil. Ek gaan grootendeels vanaand se les oor Matteus 5 vanaf vers 3. En die opskrif praat van in die Engelse Bybel praat van beatitudes. So dit is, die attitude is maar gesindheid, is dat dit die regte woord is, en dan die B-gedeelte is ons moet so wees. Ons moet probeer wees wat hy dan nou daar verduidelik. So 'n bietjie van 'n inleiding. Matteus 5 is 'n beskrywing van Jesus se eerste preek. En soos julle almal weet, hy het hier rondom 30 het hy begin preek, en hierdie was sy eerste preek en hulle noem hom Sermon on the Mount. En as jy daar begin deurgaan, dan kom jy agter dat Jesus is baie meer geïnvesteer in hierdie verhouding, in dit wat hy bied en gee, as wat ons is. Ek dink nie ons sal ooit kan doen wat hy vir ons doen nie. En alles wat ons deurgaan is daar seëning aangekoppel. En ons kan nie die seëning kry as ons nie die eerste gedeeltetjie doen nie, of dan nou die gedeelte wat ons gaan bespreek nie. Ek wil nie sê dat die seëning is dit wat ons wil, waarvoor ons dit moet doen nie, want dit is al van 'n byproduk, want jy gaan tog wil wees en die res sal kom. Okay. So die eerste gedeelte, en ek gaan vanaand uit die Amplified vertaling gaan ek meeste aanhaal. So vers 3 Matteus 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs are the kingdom of heaven. Nou, as ek dit kan ontleed vir julle, dit beteken eintlik maar wanneer ons swak is. Sodra ons swak is, dan gee ons geleentheid vir ons liewe Vader om sy deel te doen, of dan nou sterk te wees namens ons. Wanneer ons probeer sterk wees, dan wil ons eintlik half daai rol oorvat, en ek wil amper sê, jy beweeg voor die Vader in, en jy wil jou eie gedeelte doen. So daar's 'n paar forme van swak, en die twee algemeenes is swak in die sin van miskien onvoorbereid, of nie gereed nie, of dalk skaam, of iets in daai lyn. So ek wil vir julle 'n getuienis vertel vanaand, 'n kort enetjie. So 'n paar maande terug sit ons daar agter
eintlik besig met praise and worship en Madeleine kom na my toe en sy sê vir my, maar die Heilige Gees sê ek moet vir Franco gaan bid. Ek ken toe op daai stadium nog nie vir Franco nie, en Franco sit toe nou hier voor. Sy sê net vir my vir daai man, daai jong man wat daar aan die kant is, nou wys hy die kant toe. Ek sê vir ou, kan jy goed? En ek bly staan, ek vra vir die Heilige Gees, Heilige Gees, wil U hê ek moet vir hom gaan bid? En wat wil U hê moet ek doen? Want ek is nou, ek word nou gevra, ek moet nou vir iemand gaan bid, maar waarvoor? Ek kom nou daar met 'n mond vol tande en hoe, bid is een ding, maar ek wil, obviously, daar moet 'n rede wees vir dit. Hoekom sou die Heilige Gees nou vir Madeleine gesê het, maar ek moet gaan om vir hom te gaan bid? En ek vra vir die Heilige Gees, maar wat wil U hê? Wat wil U hê moet ek vir Franco sê? En hy sê vir my, vra vir Franco, wat vra ek hom? En ek staan weer vas en ek vra weer, Heilige Gees, wat wil U hê moet ek doen as ek by Franco kom? En hy sê weer vir my, vra vir Franco, nou nie Franco nie, vra vir hom, wat vra ek hom? En die derde keer wat ek vra, dink ek myself, hy antwoord my die heeltyd, ek moet nou net gaan, né? En ek is uit my stoel uit en ek kom by Franco, en ek gaan staan agter hom en ek vra vir Franco, die Heilige Gees vra vir my, ek moet vir jou vra, wat vra hy vir jou? En ek onthou sy woorde, hy sê vir my, die Heilige Gees sê vir my, ek moet agter hom aanhardloop. En hy staan, hy het my nou geherinner aan dit, maar hy staan toe op daai stadium, ek onthou daar was, jou maat jou 'n keer of 2 gebel die oggend vir gesê, jy moet kerk toe gaan, sy voel jy moet kerk toe gaan, en jy het nie lekker gevoel nie, en was nie meer lus nie, en hy het hier gestaan, en gesê, liewe Vader, wys vir my dat U my ken, dat U my hoor, né? En hy bid dit, sekondes, voor, heel moontlik in die tyd wat ek daar geredeneer het met die Heilige Gees oor, of nie geluister het wat hy my gesê het nie, bid hy hiervoor en hy vra vir die Heilige Gees, maar wys vir my dat U my hoor. En die volgende oomblik kom tik ek aan sy skouer en ek vra vir hom, hoorie, kan ek vir jou bid? Trek toe los met 'n gebed, en julle maar die getuienis by Franco hoor, hy het na die tyd na my toe gekom, en hy het nou vir my gesê, dit was 'n ommekeer oomblik gewees in sy lewe. Nee? En Franco ken die Here. Op daai stadium het hy hom geken. Hy sou hom nie gevra het, maar wys vir my dat U my hoor as hy nie die Here geken het nie. Hy sou nie vir hom gevra het nie. Maar dit was 'n wonderlike oomblik. En dit nie net vir hom nie, vir my en vir Madeleine. So prys die Here daarvoor. En dit is die swak gedeelte. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek kom daar en ek kan daar aankom met 'n mond vol tande, maar sy woord sê, wanneer ek my mond vir hom uitleen, dan sal hy dit vul. So as ek in geloof dan gaan en sê, wel, ek het niks nie, en glo my, op daai stadium voel jy leeg, soos, wat moet ek nou gaan doen? En dan kom hy, en hy kom, vat net alles oor. En dan bring hy iets, wat ek nie kan bring nie. En dit is daai verandering in daai hart, daai gevoel wat hy nou nog mee loop. Hy sê nou vir my, elke keer as hy my sien, dan dink hy aan dit. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hoe die Heilige Gees vir hom bevestig het, dat hy gehoor word, dat uit hierdie galaksies, wat ons nou net verduidelik het, hierdie magdom skepping, hierdie meester skepping van hom, hoor hy wanneer ons vra, of wanneer ons bid. Prys die Here voor. Die ander ene, is, ek wil amper sê, 'n meer geforseerde swak, en dis wanneer 'n mens vas. So, wanneer jy vas natuurlik, is daar redes, maar jy forceer jou eintlik in 'n swak posisie in, en dit is 'n goeie plek om te wees, want dan gee jy outomatiese geleentheid, en jy maak dan nou eintlik al van 'n bekende besluit tussen jou en die Heilige Gees om terug te staan, en tyd af te staan aan hom, en dan kom hy, en hy kom doen sy ding. So, hier in die begin rond, seker so 5 jaar terug, nog nooit in my lewe gevas nie. En almal praat altyd van vas, maar die Heilige Gees lê toe nou op my, maar 'n spesifieke onderwerp, en ek sê toe, okay, ek gaan vas. Ek gaan vir 3 dae vas, ek gaan niks eet nie.
en ek gaan met hom tyd spandeer. Maar nou ek werk tussenin ook en ek vra vir die Heilige Gees, maar wanneer moet ek? En hy sê vir my nee, donderdag, Vrydag, Saterdag. En ek vra vir hom hoe? Hy sê vir my, of nee, sorry, nog nie hoe nie. Maar nou dink ek moet donderdag werk, ek moet Vrydag werk. En dan Saterdag het ek nou tyd. Ek obviously nou meer tyd as die donderdag en Vrydag. Baie staan 'n bietjie lekker met Tertius gesels en so aan, en hy gee toe vir my, want hy weet nou waaroor dit gaan, hy gee toe vir my 'n bietjie inligting en so aan. En as ek 'n tyd kry donderdag, is ek besig en dan Vrydag, en Vrydagmiddag kom ek by die huis en ek vra vir die Heilige Gees, okay? My tyd is nou Isen. So ek het nie nou meer besig om by die werk besig met dinge nie. Ek kan nou al my tyd aan u sê, aan u spandeer. En ek vra vir hom hoe? Hy sê vir my 0:30 aan, 0:30 af. En ek maak myself vir die weg uit en ek op daai stadium 0:30, 3/4, dan sit ek agter die dinge en werk goed deur en gesels en met die Heilige Gees natuurlik en lees Bybel en bid en ook al dan staan ek op vir 'n rukkie en dan loop ek 'n draai en dan kom ek maar weer terug en so gaan ek aan. So gaan die aand verby, Saterdagoggend kom en dit voel al snaaks want Saterdagoggend of dan nou eintlik my elke oggend en aand. Heidi wil nou kos maak en as dit soos nou moet sy vir haarself kos maak. En nou wil sy nie eintlik kos maak nie want ek gaan nie eet nie en ek drink nie die hele tyd swart tee hier tussenin, nê, en drink water. En in elk geval langs storie kort. Ek skryf daai 3 dae. Eintlik maar nou Vrydagmiddag en Saterdag skryf ek amper boek van alles wat die Heilige Gees my openbaar. Met die hulp van die inligting wat Tertius my gegee het in skrif en gebed en ook al. Maar hy begin vir my goed openbaar wat ek op daai stadium geen geheue of idee van gehad het nie. Soos in gat nie. En dit was wonderlik geweest. So net van hierdie vasgedeelte. Ek wil julle 'n kort vraag vra voor ek aangaan in die volgende toe. Dink julle die laaste vorige 4 lesse was suksesvol geweest? Ek gaan julle vertel hoekom, maar dit is by volgende week. OK. Ook 'n vorm van Blessed are the poor in spirit. So dan interessant word daar wil ek verwys na Lukas 6 vers 21. En ons almal, as ek praat van vas, dink meeste van ons, okay, ons eet nie. En vers 21 sê: Julle is gelukkig as julle nou honger is. God sal sorg dat julle genoeg kos het om te eet in sy nuwe wêreld. So hy sê eintlik as jy honger is jy okay, nie worry daaroor nie. So vas maar. Dan vers 4 van Matteus 5. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Nou, onthou wat ek nou gesê het, hy verduidelik, Jesus verduidelik op daai plek, verduidelik hy eintlik of hy beeld eintlik homself uit. Maar hy beskryf eintlik hoe ons moet wees. En ons moet by hom pas. So, soos ek vroeër gesê het, as 'n man en vrou verskillend is van mekaar, dan gaan hulle bots. So as ek en Jesus, as ek nie op sy vlak is nie, gaan ek en hy bots. So hoe beter ek hom ken, hoe beter ek van hom leer, hoe meer ek tyd in die woord spandeer, hoe meer ek in tyd in gebed met hom spandeer, hoe nader gaan ek aan hom kom, hoe liewer gaan ek vir hom raak. En hoe liewer ek vir hom gaan raak, of om liewer te raak vir hom, moet ek natuurlik nou al die dinge wat ons al oor gepraat het, deurgaan, maar hierdie is 'n baie mooi karakterverduideliking van wie Jesus is. So as ek kan swak wees, sodat hy kan sterk wees, dan gaan ek nader aan hom beweeg. Wanneer, wel hierdie een sê, ek gaan hom weer aanhaal, blessed are those who mourn, are those who mourn, for they will be comforted. En dit is, jy gaan gecomfort word deur die Heilige Gees, en dit is die Gees van Jesus. So, weer eens 'n getuienis, en ek het laasweek het ek so bietjie aan dit geraak, so vinnig. Ek voel tot vandag toe, voel ek die groot
by my lewe se ommekeer, en ek dink 'n groot gedeelte van ons familie se ommekeer, was spesifiek hierdie vers. En dit was te doen met die tyd, of die keer wat my suster en haar 3-jarige seentjie op daai stadium oorlede is in 'n motorongeluk. Waar dit totale gemors is, 'n uitskeer van ons familie gewees, en sulke goed gebeur nie, en jy hoor net altyd van dit. En hier op, ek dink 21 Desember 2019, ja, 2019, kry ons net, ons verwag, my suster is op pad om te gaan lang naweek hou, en die volgende oomblik kry ons die boodskap, maar hulle altyd is op slag dood in 'n motorongeluk. Die familie het gerou, maar die seëning wat daar uitgekom het, was onbeskryflik groot. Want my lewe is omgedraai. Ek glo my pa se lewe is omgedraai. My ma se is omgedraai. My jonger broertjie se is op pad soontoe. Hy skop nie vas nie. Ons het gerou en toe nou sien ons die seëning. En ek wens ek kan die dag gemaklik met my oudste broer daaroor praat, wanneer hy sal luister. Maar my oudste broer het nie gerou nie. En daar is 'n getuienis op sy heeltemal op rye. Sy lewe is uit mekaar uitgeruk. Deur 'n klomp goed. Die duiwel kom steel by hom, en hy hou aan steel by hom, want hy het nie gerou nie. En dis my so duidelik hoe die Heilige Gees my hierdie prentjie toe nou teken van rou en nie rou nie, seëning en geen seëning nie. Daar's natuurlik 'n klomp ander dingetjies ook. Maar ja, ons almal ken die skrif wat sê, alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, né? En dis presies wat gebeur het. Alles het goed dit uitgedraai. Hy het daai geleentheid wat die duiwel kom vat het en hy kom steel het hy gevat en hy het 'n goeie daar uitgemaak. En het nie net 'n goeie uitgemaak vir een nie, somme vir 'n paar. En terwyl ek nou hier staan, herinner jy, of dan bring die Heilige Gees dit by my op. En nou gebruik hy weer daai geleentheid wat hy dalk 4 mense aangeraak het, of 5 mense aangeraak het, gebruik hy nou vir my, wat hy aangeraak het, om hopelik ander aan te raak. Hy dit uit. So dit stop nie by daai nie. Daai seëning hou nie op nie. En Jesus het hierdie 2000 jaar terug gesê, daai seëning is nou nog geldig. OK, die volgende in vers 5. Blessed are the gentle, for they will inherit the earth. Nou 'n ander vertaling praat van die blessed are the meek. Nou, die eerste keer wat ek dit deurgegaan het, is dit soos, wat beteken meek? En in Afrikaans is dit maar sagmoedig. Ons moet nederig wees, ons moet sag geaard wees, en ons moet selfbeheersing hê. Nie weak nie, maar meek. Matteus 11, julle nie nodig om so dit te blaai nie, Matteus 11 vers 29 en 30 sê, kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dit is nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker dit regtig kan wees. En dis daai nederige gedeelte. Hy wil hê ons moet nederig wees. Want hy was tog nederig. Die volgende ene, vers 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Nou, by my is regverdigheid is vir my baie belangrik. En ek wil amper sê, so nou en dan moet ek myself herinner dat dit kan 'n probleem wees. Jy kan oorgaan na die verkeerde kant van daai righteousness toe. Nou, die verkeerde kant is nou so eenvoudig soos, ons ry in die straat, 'n ou stop nie by 'n stopstraat nie, en ek wys vir hom die wysvinger, en ek sê vir hom, maar jy het nie gestop nie. Dis nie righteousness nie. Die righteousness gaan oor, die righteousness wat hiervan gepraat word, is tussen my en God. Want ek gaan die dag voor hom staan, of voor God staan, en hy gaan my oordeel vir my. Ek kan nie dan op daai stadium sê, maar hy het dit gedoen, so ek het dit ook gedoen nie. Of nie eers
beamptes stop by 'n stopstraat nie en dis hoekom ek dit nie gedoen het nie. Dit gaan oor my en God. En so daar's 'n fyn lyn is daai, ek moenie gaan om ander uit te wys nie, want dit gaan oor my. Hoe doen ek die regte ding? Ek het of een van die lesse, en ek kan nie onthou wie dit gesê het nie, die een dametjie het op daai stadium gesê, ja, ek het dit nogal aangehaal oor die stop by 'n stopstraat. Want elke keer as ek by 'n stopstraat stop en ek sien iemand nie stop nie, dan dink ek aan hierdie blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Nou hunger and thirst for righteousness. Nie dink daaroor nie. Jy is honger daarvoor, jy wil geregtigheid hê. Ek praat van jouself, ek praat nie van verander nie, want dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor my. Maar in elk geval die persoon het nou gesê, maar dit is iets soos daai is 'n aardse geregtigheid. En dit is seker waar in 'n mate, maar wanneer ons verder lees en ons lees iets raak soos give Caesar what you owe Caesar. Dis 'n reël van die Bybel. Bid vir die polisieman en vir die regering, sodat julle saam in vrede kan leef. En ons dien 'n God van orde, nie van chaos nie. Nou hoe kan ek dan sê, dit is oukei om oor daai stopstraat te ry, as ek weet dat daai skrif is daar? God van orde en nie van chaos nie. As ons nie gestop het by stopstrate nie, wat se chaos het dit veroorsaak het? Dan moet orde wees. En God wil hê ons moet, en almal van ons kan sê wat ons dink van Ramaphosa, of van wie ook al voor hom daar was. Maar hy sê ons moet, die wat in beheer gesit is, moet ons eer. So, of hulle nou reg is en of hulle nou verkeerd is, hy is daar gesit vir rede, en hy moet ook by God uitkom. Omdat ons moet nie vergeet nie, en ek moet sê, deur al hierdie lesse besef ek al hoe meer, dat ons lees wel van Jesus wat gebid het, maar Jesus bid nog steeds. Hy bid steeds vir die mense wat gered moet word. Omdat Jesus tree vir ons in by God. Soos ek nie weet wat om te bid nie, dan bly Jesus aanhou bid. So hy bid steeds vir die mense wat nog by hom moet uitkom. Hy bid ook vir Ramaphosa. So wie's ek dan nou om teen Ramaphosa te gaan, of wie ook al te gaan, as Jesus besluit het, maar hy bid vir hom, want hy wil hom in die koninkryk hê. Vers 7. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Nou, as ek nie genade toon teenoor iemand rondom my nie, dan is die kans dat ek nie genadig of genade nie gaan kry nie, is relatief goed. Korrek? Nou, hierdie skrif sê, ons moet genadig wees teenoor ander, sodat ons genade van ons liewe Vader af kan kry. Dit is die God van genade. En hierdie gaan hand in hand met die skrif, ook in Matteus, wat sê, ons moet vergewe, sodat God ons kan vergewe. En dit is presies dieselfde met die genade gedeelte. Ons moet genade kan toon, sodat God genadig teenoor ons kan wees. Die definisie van genade is jy doen iets teenoor iemand of vir iemand wat dit nie verdien nie. Dis genade, 'n vorm daarvan. Maar wanneer ons lees van Eva wat van die verbode vrug geëet het en ongehoorsaam was, is ons almal eintlik veronderstel om hel toe te gaan as gevolg van dit, die sondeval. Maar Jesus het toe nou gekom, God het sy seun gegee uit genade uit vir ons, sodat ons kan weer na hom toe kan gaan. So,
Dis hoeveel genade hy vir ons het. Hoe kan ons dan nou, as ons soveel genade gekry het van hom af, dat hy sy seun vir ons gegee het, wie is ons dan nou om nie genade te toon teenoor iemand anders nie? En ek het vir myself hier so 'n stukkie ingegooi en hy het eintlik van gisteraand af aangekom. So hy is nie genade teenoor 'n werknemer of 'n broer of mense of hoe ook al is 'n bietjie makliker en is makliker om in te sien. Maar ons vergeet baie keer die genade wat ons moet hê teenoor ons ouers. Ons moet besef dat ons ouers het dit nie so maklik gehad soos wat ons dit het nie. Hulle het baie gefouteer, want niemand het vir hulle gewys nie. Niemand het hulle geleer wat hulle moet doen nie. Ons leer nou van hulle en hulle het weer geleer by die voor hulle. So ons moet genadig wees teenoor ons ouers, as ek kom by dit. Ek glo van die van julle wat kinders het, wil graag hê dat julle kinders genadig teenoor julle moet wees. Want almal van ons maak foute. Hopelik maak hulle later minder foute. Maar terug is dit ook so, ons moet genadig wees teenoor ons ouers. Onthou as ons nie is nie, gaan God nie genadig wees teenoor ons nie. OK. Vers 8. Blessed are the pure in spirit, for they will see God. Nou, julle sal onthou, ek het vir julle die prentjie geteken van hoe ons in die Ou Testament lees, waar die hoëpriester in die allerheiligste een keer 'n jaar kan ingaan. Vir hom om daarin te gaan, moet hy rein en skoon en sondevry en al daai dinge wees, want andersins kom hy daar en as hy nie is nie, dan gaan hy doodgeslaan word. As dit daai die regte woord is. So ons moet pure in hart wees, want ons kan nou self by hom kom. Ons moet steeds skoon en rein wees. Psalm 24 vers 3 en 4 sê: Wie mag die berge van die Here opgaan en wie mag sy heiligdom of in sy heiligdom staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So hy sê vir ons om in sy heiligdom te kan ingaan, moet ons skoon en rein wees. Vers 9, Blessed are the makers and the maintainers of peace, for they will be called the sons of God. Ander vertaling sê net, Blessed are the peacemakers. Nou, ek dink ons lees dit relatief gereeld raak as ons die Bybel lees, en ons lees veral oor Jesus. Dis wat hy was. Hy was 'n peacemaker gewees. Hy het vrede hy wil oral vrede hê tussen verskillende partye. Ja, ons lees in die Nuwe Testament van die Fariseërs waar daar altyd miskien so snaakse woordjie was en die snaakse metode of manier was hoe hy met hulle gekommunikeer het. Maar hy het gekom om vrede te hê of vrede te maak. So ons moet natuurlik wees soos wat Jesus is. Ons is tog nou sy volgeling, of as ek nou dit kan, daai vergelyking kan doen tussen 'n Abba Vader en 'n seun van God, moet die een soos die ander wees. Onthou, ons wil nader beweeg aan hom en wees en lyk soos hy en doen wat hy wil hê ons moet doen en so voorts. So ons wil hierdie karaktereienskap van vrede wil ons ook hê. Nou, ek weet nie of julle ken nie, maar my pa het nou vanaand kom kuier. En as julle vinnig draai, wil ek vir julle vra, lyk ek en my pa so bietjie na mekaar? So, net so moet ons, soos ek en my aardse vader, ekskuus tog? So, net soos wat ek en my aardse vader nader aan mekaar lyk, so moet ons en ons hemelse Vader ook begin nader aan mekaar lyk. En in hierdie punt gaan dit oor daai vrede. Waar ook al ons gaan, moet ons ook daai vrede kan bewaar. Ek moet eerlik wees, op 'n stadium
het ek myself gekry en ek het gedink, dis 'n swakpunt. Dan sal ek met een party kommunikeer, en as hierdie ou half moeilik en dwars en hoe ook al, en ek probeer altyd die ou se, ek eintlik maar die vrede bewaar, nee, want hy's nou dwars dalk van iemand anders. Dan kom ek by die ander party op 'n geleentheid, dan praat ek weer met hom, en as dit soos, probeer ek die vrede daar kry, maar eintlik moet die twee by mekaar uitkom, maar nou ek speel nou hierdie al van die middelmannetjie, en op 'n stadium het ek gedink, hoorie, dis 'n bietjie swak, want wat se kant kies ek nou eintlik? Wat probeer ek nou eintlik doen? En toe besef ek, na ek hierdie vers gelees het, toe besef ek, dit is wat 'n peacemaker is om vrede te bewaar tussen twee partye, of tussen partye, vrede te bring tussen twee partye. So die duiwel wou op daai staan vir my kom lieg, om vir my te sê, dis 'n swak punt, ek is besig om skynheilig te wees, want ek probeer hierdie ou paai, en dan probeer ek daai ook paai. Dis seker nou nie die regte woord nie, maar dit gaan oor die vrede, om die vrede te maak. Vers 10, Blessed are those who are persecuted for doing which is morally right, for theirs are the kingdom of heaven. For the sake of what is right. So Jesus het gestaan. Sy disippels, soos wat ons lees, het ook gestaan. Hulle was aan die brand vir Jesus gewees. En ek wil amper sê, hulle het tot die uiterste toe gegaan om te staan vir hom, vir wat reg is. En as ons gaan lees hoe hulle dood is, dat hulle so ernstig vir hom gestaan het en vir daai om reg te wees, dat hulle lewens op sulke maniere opgeoffer het. Ek wil amper sê op 'n vreugdevolle manier. Ek wil nou sê op 'n grapperige manier, maar dit is eintlik nie die geval nie. Hulle het eintlik half lekker gekry daardeur om op 'n manier dood te gaan hoe hulle het. Onderste bo gehang en al die ander maniere wat daar was. Julle onthou, ek weet nie of enige iemand dit nog dra nie, maar lank terug was dit, what would Jesus do? So bandjie. Ja. En die idee was maar eintlik dat wat ook al 'n keuse jy moet maak, of hoe ook al, is om na dit te kyk en te vra, wat sou Jesus gedoen het? En om te doen wat Jesus doen, is om die regte ding te doen, daai morally right, of for the sake of being right, of for what is right, not for being right. Dan vers 11. Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil things against you because of me. Daai me is natuurlik nou Jesus, want dit is Jesus wat hier spreek. En ek glo is 'n paar verduidelikings van hierdie spesifieke vers, maar wanneer iemand, ek kan myself nou net in hierdie prentjie insit van hier staan ek en is iemand voor my wat allerlei aantuigings maak teenoor my as gevolg van wie ek volg. Maar nou vra ek weer myself die vraag af, what would Jesus do? Wat sou hy in so omstandighede, of ek wil amper sê in so geleentheid gedoen het? Ja, maar hy sou daai ou as 'n kandidaat gesien het vir sy koninkryk. Hy sou gesien het oor hierdie ou, eerstens bevestig hy deur sy reaksie, bevestig hy dat ek 'n volgeling van Jesus Christus is. Want hy val my aan. Hy beskuldig my vals. So, hy bevestig indirek dat ek 'n volgeling van Jesus Christus is. En Jesus sou in so 'n geval, sou hy daai ou genader het op 'n manier, ek dink ons almal moet nog daai manier aanleer, maar om daai ou te wen vir sy koninkryk, want dit is wat hy kom doen het. Hy het gekom en vir ons almal kom sterf, sodat ons almal eendag in die ewige lewe in die koninkryk kan ingaan. So hy sou daai ou gesien het as 'n kandidaat, as 'n geleentheid. Ek weet ons doen nie altyd nie, maar ja, dit sou hy gedoen het. Dis die 9 goed wat Jesus
gebruik het om homself te beskryf en te beskryf wie ons veronderstel is om te wees. Dis interessant as jy deur dit gaan, dan is dit interessant dat 2 van die resultate, wil ek amper sê, hy praat eers van die seëning, en dan sê hy wat die effek is van dit. En in die laaste een wat ons gelees het, kom ons vat 'n maklike ene. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. As ek for the sons of God, daai gedeelte gaan lees tussen hierdie 9 verse, dan sal ek agterkom, maar daar's 2 van hulle wat dieselfde uitkoms het. En dis nie 'n tikfout nie. Dis vers 3 en vers 10, wat sê, for these are the kingdom of heaven. Die koninkryk, ons is die koninkryk, of die koninkryk is vir ons. Die vers 3 en vers 10, blessed are the poor in spirit, die wat swak is. Blessed are those who are persecuted for doing which is morally right. So, hy slaan ag op hierdie 2 goed van, ons moet, ek wil nie die woord eintlik swak gebruik, maar ons moet die minste wees. En ons moet morally right wees. Ons moet dit wat hy sê, ons moet doen, is dit wat ons moet doen. Dit staan nogal vir my uit, dat die 2 dieselfde uitkoms het. Nou is my vraag, soos as ek nou deur die 9 verse gegaan het, en julle nou verstaan, dat dit nou die prentjie geteken is as die karaktereienskap van Jesus, en dat ons daai selfde karaktereienskappe moet aanneem. Is daar van hierdie karaktereienskappe wat julle al reeds aan voldoen? Ek wil amper daai woord gebruik, voldoen. Wat 'n voorbeeld het oom vir my? Peacemaker, wonderlik. Ek kan dit by myself ook sien. Ander? Peacemaker. So ek kan nou gaan en ek kan nou sê, blessed are those who mourn. Want ek het daai geleentheid gehad, of daai getuienis gehad. Ek moet natuurlik nou, hoe hou ek daarmee aan? Ek kan natuurlik ook nou vir myself sê, blessed are the poor in spirit. Heilige Gees nogal vir my baie uitgewys in die laaste maand van blessed are the poor in spirit. So ek wil nie sê ek kan myself eien aan dit nie, maar kom ons sê ek kan myself nou eien aan blessed are the poor in spirit, ek kan my eien aan peacemaker, hunger and thirst for righteousness. Maar wat van die res? So ek kan nou vir myself half aan 'n prentjie gaan koppel aan dit om te sê, hoe ver en waaraan moet ek nou nog werk om te raak, om hierdie seun van God te raak, sodat ek eners kan lyk soos hy, of dat ek hierdie eienskappe, soos wat ek en my pa naby aan mekaar lyk, hoe lyk ek teenoor hom? En wat moet ek nog doen? Waar moet ek nog werk, sodat ek nader aan hom kan begin beweeg? Sodat ek hom kan verstaan, sodat ek beter met hom kan praat, sodat ek meer liewer vir hom kan raak, deur hierdie eienskappe wat hy wil hê ek moet aanneem. Ek glo nie enige een van hierdie eienskappe wat ek genoem het, of wat Jesus genoem het, is slegte eienskappe nie. Glad nie. Dit is hoe hy sy bruid wil sien die dag wanneer hy kom. Hy wil sy bruid sien wat ons is, wat pas by hom. Die bruid wat hy beskryf het, wil hy graag. Hy het dit nie daar uitgesit en gesê, julle moet wonder daaroor nie. Dis hier gelys. Daar's hoop ander ook, en daar's baie ander stukke wat ons kan lees en wat ons al oor gepraat het, maar dis wat hy wil hê ons moet wees. Ons moet lyk soos hy. En dit is tyd dat ons reflekteer en kan identifiseer wat is daar wat ons nog aan moet werk om nog nader aan hom te kan beweeg.
Okay. Is daar enige vrae? Ja. Maar, dis 'n baie goeie punt wat oom maak. Want weer eens, alles gaan oor keuses. So oom maak nou die keuse om te treur, né, of om te rou. Dis wat hy wil hê, want dit bewys dat ons hart sag is. En hy gaan nie môre omrede ek nou vergeet het al van dit en nie meer rou nie, beteken dit nie my hart is hard nie. Maar wanneer ek 'n keuse maak om nie te rou nie, dan raak my hart hard. En hy wil nie hê ons hart moet hard wees nie. Hy sal nie sommer maar net sê dat hy kom en hy verander hierdie hart van klip na hart van vleis toe nie. Dis nie andersdom nie. So, hy wil hê ons harte moet sag wees. Dat wanneer daar 'n oomblik kom van rou, soos om Sarel nou beleef het, en ons rou, dan ons hart is reg vir dit. Ek is 100% met hom. Daai blessed are the poor in spirit is nie elke dag wanneer jy swak is nie, of wanneer jy swak raak nie. Maar wanneer daar 'n oomblik kom waar jy, ek wil nie sê jy word getoets nie, maar wanneer jy binne in daai omstandighede ingaan, staan jy dan terug, dat die Here sy gedeelte kan doen. Of staan ek daar agter en besluit, ek ken nie die ou nie, ek gaan nie vir hom bid nie, iemand anders moet maar vir hom gaan bid. Dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê, ek moet uit geloof moet ek na hom toe stap, na Franco toe stap, en ek moet vir hom gaan bid. En prys die Here vir wat daarna gebeur het. Maar sien die seëning in dit. Oom gaan nou rou, né? En ons gaan nou vir hom bid vir dit, né? Maar oom gaan nou rou. Verwag die seëning. Ek sê nie gaan soek die seëning nie, maar op 'n stadium gaan jy terugstaan wanneer jy weet hoe lyk hierdie karaktereienskappe en wat sy woord wat waarheid is gespreek het. Dan gaan jy op 'n stadium terugstaan en jy gaan sê, wow, ek het nie die dag toe ons gerou het oor my suster en haar seun Noah, het ek nie daar gestaan en gesê, waar is die seëning of iets van daardie nie. Ek het lank daarna, toe ek deur hierdie gegaan het, toe sien ek, toe breek die Heilige Gees my oop, toe sê hy vir my, daai tyd het ons as familie gerou. Kyk die seëning wat later gekom het, en wat aanhou. En dis wat so wonderlik is. Niks nog, geen ander vrae nie. Maak dit vir julle sin? Gaan julle teruggaan na die Beatitudes toe, en gaan lees en gaan hersien en kyk, en gaan binnekant soek, en kyk wat is daar waaraan ek en jy nog moet werk. Wil julle soos Jesus wees? Soos hy lyk, soos hy loop, soos hy praat. Net so. So ek gaan afsluit weer met 'n gebed, en ek gaan weer vra soos laas Woensdag dat julle agter my aanbid as julle wil. En ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar in die begin het ons nie regtig gebid nie, maar die hele prentjie of 'n gedeelte van die prentjie van laas Woensdag was, ons haal skrif aan en dan gebruik ons daai skrif in ons gebed. So vanaand gaan ons presies dieselfde doen. En dit is nogal 'n sleutel. Wanneer jy iets lees of begin iets verstaan of is 'n openbaring, gebruik dit in jou gebed. Sê vir die Here, maar ek is hier in die leeukuil. Beskerm my, soos wat U vir Sadrag, nee, wie was dit, Jacques? Vir Daniel beskerm het. Gebruik daai voorbeeld wat ons lees van in die Bybel vandag nog. OK, kom ons bid. Almagtige Here Jesus, geliefde Jesus Christus,
Ek besef al hoe meer hoe wonderlik U is. U is so spesiaal en perfek. Dankie dat U dit alles met my deel. Dankie dat U alles vir my wil gee. Ek verstaan nou beter, maar vra Heilige Gees dat U dit meer vir my oopbreek. Ek wil by U pas. Ek wil nie met U bots nie. Vergewe my die kere wat ek met U gebots het. Ek wil gereed wees wanneer U kom om my te haal. Blessed are the poor in spirit, for theirs are the kingdom of heaven. Ek wil U koninkryk hê. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Dankie dat U my troos, Heilige Gees. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Nederig en sag wil ek wees. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. I want to be completely satisfied. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Van nou af sal ek genade betoon teenoor ander. Dankie vir U groot genade. Ek wil U genade nie misbruik nie. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Kom was my skoon sodat ek rein voor U kan wees. Ek wil U sien, my Here. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons and daughters of God. Mag alles in vrede verander waar ek ook al gaan. Blessed are those who are persecuted for doing which is morally right, for theirs are the kingdom of heaven. Heilige Gees, kom help my om te verstaan wat reg en verkeerd is. Ek wil doen wat reg is. Blessed are you when people insult and persecute you, and falsely say all kinds of evil things against you because of me. U het so baie vir my gedoen. Ek bid saam dat vir die mense wat my vals beskuldig. Ek dra hulle op aan U. Heilige Gees, maak U self bekend aan hulle soos wat U Uself aan my bekend maak. Ek roep hulle in die koninkryk in. Dankie vir U genade vir hulle. Dankie vir elke seëning. Draai daar die kraan van seëninge oor my lewe oop. Ek wil bad in U seëning, my koning. Dankie dat U goed is vir my. Soos U wil ek wees. Ek is baie lief vir U, Here. U is die liefling van my hart. Halleluja sing ek voor U. Halleluja. Halleluja. En halleluja. In die wonderlike naam van Jesus bid ek dit. Amen.